En dis Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo. Jy's ingeskakel by Radio Klein Karoo saam met my Suzette Smit en nog 'n lekker program met Vroue wat voorloop. Vroue wat voorloop word moontlik gemaak deur Maddie's Bridal Nest, geleë 1 Vredestraat Volmoed net hier buite Oudtshoorn. Vir die huur van jou droom trou of aandrok, kontak gerus vir Madeleine by 072 661 4182. Die mooiste verskeidenheid rokke teen die mees bekostigbare pryse. Jy kan dit nie misloop nie. Baie dankie Madeleine, Maddie's Bridal Nest, dat jy vroue wat voortloop moontlik maak, net hier op Radio Klein Karoo. Nou, ons gas vandag, ek is so opgewonde, is 'n vrou wat asemrowend lyk in enige uitrusting, enige rok. En ons gesels met haar al die pad vanaf Swakopmund, Namibië, the land of the brave, Miss World Namibia 2022, Leonie Renate van Jaarsveld. Leonie, hoe gaan dit met jou vanoggend? Goeiemôre aan alle luisteraars en goeiemôre Suzette. Dit gaan verskriklik goed met my hier uit 'n lekker sonnige Swakopmund in Namibië. Dis 'n besonderse voorreg om vanoggend met julle te kan gesels. Sure, baie dankie. Nee, dis ons voorreg om met jou te kan gesels. Ek wil gou vir die luisteraars sê, seker so 'n maand en 'n half terug, het ek die voorreg gehad om in Swakopmund te wees by 'n vrouefunksie, Vroue in Valleys, wat gereël was deur Rolien Niemann. En die volgende oomblik stap hierdie ongelooflike mooi vrou in, Leonie. Jy was ook 'n spreker geweest daardie oggend en saam met my aan die tafel gesit en ek moet net vir die luisteraars sê, nie net 'n voorreg om jou te kon ontmoet nie, maar die mees nederigste mens wat ek in 'n baie lang tyd ontmoet het. En natuurlik by dit 'n fabelagtige spreker. Jy is net absoluut ongelooflik. So Leonie, ek wil gou net teruggaan. Miss World Namibia 2022. Vertel net vir ons, hoe het alles en waar het alles begin? Jong, ek hoop almal het 'n lekker warm beker koffie want dit is omtrent 'n storie. Maar ek het laas jaar in die begin van die jaar op my laaste, hoe kan mens sê, wille droom die kans gewaag om weer vir Miss Namibia in te skryf, nadat ek deelgeneem het toe ek 21 jaar oud was in 2017. En ingeskryf en verskriklik opgewonde hierdie kompetisie aangepak en toe siek geval met malaria hier in Namibië en by myself toe gedink, okay, hier is hierdie avontuur kort geknip, die moontlikheid gaan nie vir my daar wees om te kan deelneem nie, en ek dink dit was die eerste struikelblokkie waarin ek vasgeduik het, sommer gesig eerste, en net oop kaarte met die organisasie gespeel en toe die aangeleentheid gekry om in Miss Namibia 2022 deel te neem. Verskriklik hard gewerk en hier by ons is die resources of mense, as maar so kan sê, gelimiet tot in die skoonheidsindustrie. So jy moet maar alles self doen en self vervaardig en by mekaar skraap en dis heen en weer ry van Swakopmund, ons klein dorpie hier in die kus tot in Windhoek wat ons nou ons hoofstad is, om te kon deelneem en toe op die einde van die dag het ek toe in Augustus maand, die 12de Augustus, geplaas as Miss Namibia First Runner-up. En met dit die voorreg gekry om Miss World Namibia 2022 te wees en vanjaar internasionaal te gaan deelneem in New Delhi, India. Jo, ek kry eintlik hoendervleis. Wat 'n ongelooflike geleentheid. Leonie, dink jy, ek wil net gou vir jou vra, dink jy 'n mens se lewenspad is vir jou uitgelê? Ek meen as jy nou vat die obstacles wat jy gehad het en wel hierdie titel gekry het, dink jy soms kry jy uit daai teleurstelling en dan as jy terugkyk dan besef jy alles gebeur op die regte tyd? Nee, verseker. Ek voel dat jong, jy dink baie keer jy kan 'n situasie uitbeplan tot op die fynste haarlyn van voorsitting vir enige iets wat jy aanpak, maar dan kom lewenslessens en lewenservarings en dit, hoe Suzette kan sê, dit maak jou nederig en dit laat jou besef wat is eintlik die goed wat belangrik is in die lewe en waar mens moet fokus en hoekom jy dinge aanpak. En ek dink die mees belangrikste les wat ek nog al die jare saam met my dra is om altyd oop en eerlik met jouself te wees. Vir hoekom doen jy iets? Hoekom pak jy dit aan? En maak nie saak wat uitdagings jy dan kry nie of wat voor jou lê nie, mens kan dit oopkop aanpak. Want met die hele
aankoms van opbou tot en met daai punt, was jy nog net eerlik met jouself gewees, en ek dink, dan is mense op 'n plek wat jy hierdie situasies en hierdie struikelblokke regtig kan hanteer. Ja, dis baie waar wat jy daar sê. Leonie, maar ek wil gou by jou hoor, ek weet jy's bitter besig. Behalwe vir hierdie titel, het jy soveel ander projekte waaraan jy werk. Deel gou met ons luisteraars, waarmee is jy besig? Jong, baie dankie vir die voorreg om oor dit te kan praat. 'n passie baie na in my hartjie is my geregistreerde non-profit charity organisation hier in Namibia, LR Youth Support. Nou LR staan vir my 2 geboortename, Leonie Renate, en met dit gesamentlik was die registrasie van hierdie naam vir my belangrik, want dit is direk met jou as individu geskakel vir alles waarvoor jy staan en wat jy daar buite sit, en met die voorreg van hierdie besonderse titel kon ek die eerste werkies in plek gestel het om aan my organisasie te werk en vorms van sustainability te kon opbou om seker te maak die projekte waarmee ek besig is hardloop vorentoe, en met dit kon ek toe help voerprogrammetjies stig in Walvisbaai en Swakopmund as ook in Hentjiesbaai, en ongelukkig is dit 'n baie moeilike ekonomiese tyd. Ek dink nie net in Namibië nie, maar ter wêreld, en die mense kry swaar, en ek dink die mense besef hoeveel mense daar buite is wat werklik honger ly nie. En ek is gefokus daarop elke maand, elke Sondag gaan ons uit, ons gaan voor die kindertjies, ek is self betrokke, ek volunteer in my eie tyd, gaan kook met my eie handjies, en so bou mense regtig 'n ander perspektief in die lewe op vir wat een het om voor dankbaar te wees, en ek is so besonder dankbaar dat ek nou onlangs met 'n organisasie so in Swakopmund te werke kon kom, waar ons missie en mikpunt is om 'n skooltjie te kan opsit vir kindertjies en leerders wat Down syndroom het, en ongelukkig hier in Namibië het ons nie baie organisasies of fasiliteite wat omsien na sulke kinders met hulle spesiale benodighede nie. So my werk en my mikpunt en my visie nou vorentoe is om hierdie ek gaan net nie sê as 'n uitdaging nie, want ek dink dit is 'n besonderse avontuur waarop een kan klim, maar dit 'n realiteit te kan maak en saam met die skoolhoof te kan werk en seker maak dat hierdie fasiliteit van die grond af kan kom. Die grond is daarso, die kontrakteur is daar. Ons moet nou maar net in 'n gemeenskap kan hande vashou om dit van die grond af op boontoe te sit, en dan ons nou maar natuurlik vir van die leerders wat nie hulle skoolfondsies kan bekostig nie, inkomste te kan kry dat hulle skoolfondsies kan dek, want ons het hier by die kus net hierdie een skooltjie, en in Windhoek is daar ook nog net een organisasie wat hierdie vereistes omsien. En wat vir my so besonder was van hierdie gesprek wat ek met die skool gehad het, is dat hulle wil ook training courses nie net vir ander juffrouens aanbied om te kan help omsien na hierdie kinders nie, maar ook vir families wat dit nodig het. Want party van hulle het net sommer iemand by die huis om te kan help, want boetie en sussie word ons nou maar groot, en hulle het altyd 'n spesiale tydjie en aandag en omsien nodig. So daarvoor is ek besonder dankbaar en kan nie wag om dit net te tackle nie. Ag, dis absoluut ongelooflik. Leonie, terwyl ons nou met jou praat, as daar iemand is wat nou op hierdie oomblik luister en dalk sê, "Wow, hierdie is 'n projek waarby ek betrokke wil raak op 'n finansiële vlak," waar kan hulle jou kontak? Ek is op alle sosiale media platforms. Op Facebook is dit Miss World Namibia. As julle dit gaan search, ek is 'n lekker blonde kop meisie met 'n verskriklike groot glimlag. Ek dink nie julle sal my kan miskyk nie. En dan is dit ook maar my persoonlike platform, Leonie Renate van Jaarsveld, en dan op Instagram is my organisasie se blad ook gestig, LR Youth Support Non-Profit Charity Organisation, en met dit gesamentlik as mense wil uitreik, e-posies is daar aangedui, selfoonnommertjies, kan enige tyd kontak maak. Ek sal verwys na ook die regte organisasies en regte kontakpersone ook aanstuur, weens ek ook nou nog maar in 'n leerskool is van hierdie projek wat ons nou aanpak. Ek gaan sien nou hierdie naweek die eerste moontlike borde om dit so gou as moontlike realiteit te kan maak. Fantasties. Want hulle sit met 'n fasiliteit wat hulle tans omsien na hierdie kinders, maar hulle het 8 ander kindertjies op 'n waglys. En Jessie, soos die testifying wat ek gehoor het van nie net die onderwysers nie, maar ook van die mammas en pappas, en die een pappa se seentjie kon eers begin skool gaan het op 9 jaar oud, waar hy by hulle skooltjie toelaag gekry het. Die res van die tyd het hy glad nie in enige plekkie in Swakopmund plek gekry vir sy kind om skool te gaan nie. Sure. So ek meen vir my
as dit nie eens 'n hartjie aanraak nie, dan weet ek nie wat gaan in hierdie lewe nie. Ja, dis absoluut waar. En ek dink dis hoekom ek so baie respek vir jou het, Leonie. Ek dink ons kinders, jy weet, kinders het nie gevra om daar te wees nie, en vir al ons Down-syndroom kinders, ek sê altyd dis engeltjies uit die hemel uit. En as jy 'n verskil kan maak in 'n kind se lewe, in 'n kind se hart, dan kom dit altyd 3 dubbel terug na jou. Dus so vir mense soos jy en soveel ander daar buite wil ons net sê baie dankie. Dankie vir julle moeite, tyd, energie, liefde. Mag dit regtig LRU support, die vereniging mag dit regtig net groei. Leonie, 2023, ek weet Saterdag is die Miss Namibia kroning, nee, as ek reg is, het jy vir my gesê. Ja, om die draai, Jesus, nou, dit vind Jessie met die besonderse werk wat ons hierdie jaar gedoen het, is ek so dankbaar dat ons die organisasie kon gekry het om die kroning van jaar in Swakopmund te hou. So dis vir die eerste keer in jare wat dit nie in Windhoek gaan plaasvind nie. So hulle is hier so lekker in my tuisdorpie. Ek gaan vanaand die meisies gaan sien en ons direkteur verwelkom hier in die dorp. So ek sien uit vir 'n lekker week vol kuier en ja, om net bietjie van motivering ook vir die volgende kandidaate te wees, vir die dames, vir alles wat dit behels. Dit is maar baie harde werk. Mense moet maar deurdruk in party situasies, maar ek dink as mense mikpunt en fokuspunt op die einde van die dag op die regte goedjies is, dan kan mens enige iets aanpak. Ja, nee, jy is heeltemal reg daarmee. Leonie, voor ons musiekbreek, wil ek gou by jou hoor, is jy opgewonde vir New Delhi, India? O my mintig, ek het nie woorde om te beskryf hoe kinderlik opgewonde ek is nie. Dit is my dogtertjie droom wat plaasvind om my land internasionaal te kan gaan verteenwoordig en dit het my 6 jaar gevat om hier te kon kom, so ek dink elke grein van menswees in my liggaam kan nie meer wag nie. Ek kan jou goed glo. En ek kan geen rede sien hoekom hulle jou nie moet kies nie. Jy is net die beste. En weet jy, Leonie, voor die musiekbreek, wil ek vir jou sê, ek dink wat enige jong meisie daar buite moet besef, of enige persoon moet besef, dit gaan nie altyd oor jou uiterlike nie. Dit gaan vir my baie meer oor die innerlike. En ek sê mos, die voorreg wat ek gehad het om vir 2 ure saam met jou aan 'n tafel te sit en jou so 'n bietjie te leer ken, was net jou hart, jou menswees, die feit dat jy so nederig is en ek dink jou visie om 'n verskil te maak, dit is wat jou laat uitstaan. Baie dankie Suzette, dit beteken absoluut die wêreld vir my, ek waardeer elke woordjie. So Radio Klein Karoo staan sterk agter jou. Ons gaan nou met jou verder gesels sommer oor bietjie hoe lyk 'n dag in jou lewe en hoe bly mens positief, maar voor dit, jou keuse Dromer van Demi Lee Moore. Hoekom het jy hierdie sang gekies? O, Jessie, sy praat met my hart en my siel en die eerste keer toe ek hierdie liedjie gehoor het ek net by myself gedink, mense besef nie altyd van waar mens kom, om wat se rede of uit wat se agtergrond nie, maar ons elkeen het 'n droompie in ons en mense moet baie keer net die kans waag om dit aan te pak en ek dink in oomblikke waar ek myself swak vind, sit ek hierdie liedjie kliphard op en voel dit my ek kan die wêreld weer van voor af aanvat. Sy, kom ons luister Dromer van Demi Lee Moore. Sy was 'n kaalvoet meisie in die Klein Karoo, met diepe drome waarin net dromers glo. Haar hart was jong geleer, die lewe maak seer, maar dis die seer wat jou van die lewe leer. Kon sy weer dat sy weet sy kan anders wees as wat almal sien. Volg net jou hart, kyk na bo. Dromer se hoop is wat ander dan glo. Soveel keer het sy al haar moed verloor, maar sy het vastgebyt en sy het aanhou glo. Al was sy jong geleer, die lewe maak seer, en sy geweet daar is niks wat haar ooit sou keer.
sy weet dat sy weet sy kan anders wees as wat almal sien. Volg net jou hart, kyk na boe. Droom is so op is wat ander laat glo. En sy het nie besef nie, dis nie wat jy het nie. Dis wat jy voel en wat jy lief het. Volg net jou hart, kyk na boe. Het droom is so op is wat ander laat glo. Volg net jou hart, kyk na boe. Het droom is so op is wat ander laat glo. Het droom is so op is wat ander laat glo. En dit was Dromer van Demi Lee Moore. Ons het die voorreg vanoggend om te gesels met Miss World Namibia 2022 wat op pad is New Delhi, India toe vir Mevrou Wêreld Internasionaal. Die pragtige Leonie Renate van Jaarsveld, al die pad van Swakopmund. Ons wil ook graag net baie dankie sê vir Maddie's Bridal Nest wat vroue wat voorloop is moontlik maak. En siende dat ons nou kom by matriekafskeid funksies, Maddie's Bridal Nest het die mooiste verskeidenheid matriekafskeidrokke te huur teen bekostigbare pryse. So kontak gerus vir Madeleine by 072 661 4182 as jy woonagtig is in die Klein Karoo, net hier buitekant Oudtshoorn. Leonie, ons het 'n bietjie gesels oor waar alles begin het, jou LRU Support Association waarmee jy besig is, die skooltjie wat jy wil stig vir Down syndroom kinders, die feit dat jy aan Mevrou Wêreld gaan deelneem nou in New Delhi. En maar ek wil begou by jou hoor. Hoe lyk 'n normale dag in Leonie se lewe? Staan jy op, kyk in die spieël en jy is net so mooi soos wat jy op die oomblik is? Nee, dit vat verskriklik baie werk. Nooit. Dit in ons elke vrou wees, party oggende staan ons op en ons is reg vir die dag en ander dae het ons 'n bietjie selfmotivering nodig, maar ek is permanent aangestel hierso in Swakopmund by die besonderste Swakopmund Hotel and Entertainment Center. Ek is in Human Resourcing Managing Assistant. So ek werk voltyd en dan op die kantlyn neem ek nou deel in die kompetisie, ek hardloop my projek, mense moet maar tyd maak vir vriende en familie waar mens kan, so dankbaar vir my familie en my besonderse mamma wat my so ondersteun in haar motivering en in haar menswees en ja, baie keer dink mens dat mens alles uitgefigure moet hê, maar ek dink ons almal in een of ander opsig pak my elke dag aan soos wat hy kom. Ja, dit is so. En ek moet vir jou sê, jou ma, jou ouers kan baie trots wees. So, jy kan maar my jou tweede ma maak, Leonie, jy's so pragtig. Net liefde. Maar nou, ek wil gou by jou hoor, kyk, my vraag is, ek dink nie jy fokus nou, ek dink nie die Leonie wat ek ken, kyk in die spieël en sê, wow, sure, ek is so 'n beautiful mens nie. Ek dink jy kyk meer na wat in jou binneste aangaan. Maar Leonie, ons is almal normaal, nê? Hoe hanteer jy daai dae wat jy opstaan en jy voel nie heeltemal positief nie en jy voel 'n bietjie af en jy voel die wêreld druk en jy wil dalk miskien net ergens in trane gaan sit en uitbars, want ek is seker van jy kry daai dae. Hoe hanteer jy dit? Nee, verseker, ek dink ons almal kry so 'n dag en partykeer dan slaap jy sommer 2 keer 'n week. Maar ek dink dit is alles van waar jy as individu kom en waar jy jou toevlug vind en met alle eerlikheid moet ek vir dit sê, ek vind my toevlug in die Here en in my geloof en in moeilike dae wat absoluut normaal is, waar ek myself dan voor die spieël vind, probeer ek myself herinner om te kan sê dat jy is genoeg. Ongeag van enige situasie, ongeag van enige voorkoms of uitdaging,
of wat ook al die dag of week of maand mag behels, is die Here het ons elkeen perfek en uniek geskape in die spesiale opsig wat ons uniek maak in ons individualiteit. En ek moet met Suzette eerlik wees, ek dink nie mens kan sekere goed met verskriklike groot drome in die lewe aanpak as jy nie unwavering faith het nie. Ons almal moet in ietsie glo en ons almal moet kan terugval op ietsie en ek dink dis hoekom vriende en familie ook so belangrik is en mense wat jou werklik ken en jou menswees ken en dat die voorreg het om jou te kan ervaar in jou spontaniteit en jou vrouwees en jou mensweesie, dat jy kan weet, okay, hierso is ek veilig. Want ek dink met hierdie platform en met sosiale media en dinge wat maar partykeer net perfek van die buitekant af lyk, is dit moeilik om daai tipe van 'n image te hou as dit nie die werklikheid en die realiteit is nie. En die besonderse dingetjie wat ek hierdie jaar gehoor het en dit het so diep aan my hartjie gepraat is 'n kollega van my wat my ken, het my gevra hoekom wys ek nie bietjie meer van Leonie op social media nie. Ek wys nie die projek, goedjies wat ons doen en al daai tipe van goed en ek het vir 'n oomblik stil geraak en regtig daaroor gedink en met alle eerlikheid, ek dink jou totale eerlikheid en spontaniteit in menswees is 'n voorreg aan die wat in jou lewe is. Byvoorbeeld jou ouers, jou mamma, jou pappa, jou man, jou kinders, al daai tipe van goed is dat hulle jou menswees kan ervaar in alles wie en wat jy is. Want ek dink as mense die wêreld inpak en jy moet jouself daar buite sit, maak jy maar die hekke oop ook vir die wolwe om in te kom en partykeer van net iets om te kan aanpak en te kan verskeer en verkleineer en judgment te kan uitsit, wat baie moeilik is, maar ek dink dan is dit makliker, persoonlik vir my, om te kan sit en sê, maar hoorie, ek weet wie en wat ek is, ek weet wat ek verteenwoordig, die mense wat my liefhet weet wie en wat ek is, so mens gaan nie altyd by almal se prentjie of perspektief inpas nie, maar as mens kan terugval op daardie eerlikheid, dan kan mens nie werklik geruk word of uit mekaar uit verskeer word nie. Ja, dis baie belangrik, want ek dink vir al mense in 'n posisie soos jy, Leonie, is oop vir, jy weet, jy is op sosiale media, jou lewe is basies oopgevlek, en ek dink dit maak ook dat daar mense is, jy weet hoe is Facebook en sosiale media, mense is partykeer so geneigd om 'n lelike comment te maak, wat tog maar ergens vassteek in 'n mens se hart seer maak, want dit is nie die mens wat jy is nie. So, Ek wil net gou vir jou vinnig vra. Wat dink jy, sien jy dat dit is vroue wat voorloop die program, wat dink jy maak 'n vrou spesifiek, enige vrou daar buite? Wat is dit wat 'n vrou mooi maak? Ons praat nie van die uiterlike nie. Wat dink jy maak 'n vrou mooi, Leonie? Ek moet sê ek kyk daar baie na my ma en dat my ma kan onderdanig terugtree in haar vrou wees en spontaniteit van vrou wees. En ek dink ons is in sulke dominated, male-driven wêreld en vir my is dit, ek sal nooit enige iets probeer vir myself neerlê om vir myself obstacles te create nie, maar ek dink wat vroue uniek maak is daai gesagtheid wat ons het. Daai wat Boetie en Sissie kan na mamma toe hardloop en sy kan uit 'n hele ander perspektief uit 'n situasie hanteer met, soos ek sê, gesagtheid, met liefde, met kalmte, met verduideliking en geduld en alles wat dit behels. En ek dink dit is wat 'n vrou besonder mooi maak, is dat ons is nie soos mans nie en dit is wat ons perfek uniek maak, is ons het 'n ander uitsig oor dinge in die lewe, ons het 'n sagter perspektief, ons sal eerder dinge in vrede wil hanteer as wat ons 'n konfliksituasie stig of enigiets is dit, en vir my is dit die mooiste mooie. Ja, verseker. En spontaniteit en sagheid kan ervaar. Ja, absoluut. Leonie, jy's 'n gebore in Namibië. En ek meen, kyk, ons almal weet, Suid-Afrikaners weet en ek dink buitelanders weet, Namibië is net 'n baie spesiale land en ek weet, ek's baie jaloers want ek het gesien jy was nou onlangs by daai Pink Lodge gewees, daar naby Sossusvlei. Wat is daai lodge naam? Dit is van die Gondwana Collection wat ons hier in Namibië het. Dit is een van hulle lodges, the Desert Grace Lodge, absoluut fantasties. Dis hy. Ja, wat jy moes in die bar area sit, dan daai illuminated sign wat sê one night in Namibia, nee? Ja, so lekker tussen die
Pragtig, maar nou wil ek vir jou vra. 'n gebore Namibiër, dink jy, nee, ek nie dink nie. Maar kom ek stel dit eerder so. Wat maak Namibië en Namibiese mense so uniek en so spesiaal en so anders? Want julle is net sout van die aarde mense. Baie dankie Suzette. Ek waardeer dit verskriklik baie en ek moet sê my hart en my passie lê in my land en dis hoekom dit ook vir my so belangrik is om alles wat ek internasionaal Indië toe vat van Namibië afkom en van my rokke tot my juwele tot my handsakke en klere word alles hier uit Namibië vervaardig en met agtergrond van Namibiese kultuur vervaardig en ek dink dit is so belangrik om te kan gaan wys in 'n ander land op 'n internasionale platform. Namibië is van dieselfde standaard soos enige ander land. En met dit gesamentlik hier by ons, die diversiteit wat ons aanbied in ons land, nie net in ons landskap nie, maar in ons mense. En soos jy sê, die opreg eerlikheid dat jy mensheid kan ervaar hier, so praat net met jou hart en jou siel en dat enige iemand wat kom kuier hier altyd welkom kan voel en verwelkom sal word. Maak nie saak of dit in 'n klein dorpie van Swakopmund is en of dit in Mariental is nie. Jy sal altyd 'n ervaring van 'n Namibiër kry en ek moet sê ek is besonder trots om 'n Namibiër te wees in my land te kan gaan dra en agter dit te kan staan en sê soos hoor hierdie is alles wat ons is en is meer as genoeg. Wonderlik en ek dink regtig Leonie, jy gaan uitgaan op daai stage in Indië en jy gaan net jy wees en ek weet jy gaan mooi lyk. En trots Namibiër, want dit bring my by die volgende vraag. As jy nou in New Delhi as 'n beoordelaar sou gesit het, nê? Waarna's en hier stap hierdie meisies vir mevrou Wêreld, waarna sou jy as 'n beoordelaar gekyk het? Ek moet sê met alle eerlikheid is die mevrou Wêreld kompetisie vir my 'n besonderse kompetisie boonop die feit dat dit die oudste internasionale kompetisie is hulle slogan wat voor staan Beauty with a Purpose en dit is gefokus op jou projekwerk en jou gemeenskapwerk wat jy doen, wat behels dit, wat doen jy, het dit 'n impak op jou land, het dit 'n vorm van sustainability om vorentoe te gaan en vir my is dit belangrik dat in 'n chaos wêreld waarin ons bly, moet daar 'n paar individuele uitstaan om te kan sê soos hoorie ek weet hierdie ding is buite reike van my hande, maar wat kan ek doen om 'n verskil te maak? En toe ek my organisasie Doetyd begin het ek in my eie onderdanigheid begin. En baie keer dink mense, jessie, ek moet 'n massive funding hê of ek moet 'n geregistreerde organisasie hê of ek moet dit hê, maar eintlik vat dit net jou tyd en jou liefde en jou aandag om 'n verskil te kan maak. En ek dink dit is iets wat baie belangrik is want die organisasie verteenwoordig verandering in die wêreld. Om in ongelukkige onderbevorderde lande te kan waterstelsels implementeer, behuising fasiliteite te kan akkommodeer. Daar's soveel wat hulle doen en omsien na lande en plekke wat regtig werklik swaar kry. So met dit gesamentlik moet ek sê ek sal presies fokus op daai kwaliteit wat hulle probeer uitstraal. Fantasties. En ek dink dis die regte kwaliteit Leonie, want dit is die verskil wat jy maak. Wat is die verskil wat jy as mens in hierdie wêreld gemaak het? Gaan nie net oor die titel nie. Ja, nie verseker. Voor ons na die volgende musiekbreek luister, vir ons luisteraars wat ingeskakel is, wat dalk vinnig wil na Leonie se Facebookblad gaan kyk gerus Miss World Namibia 2022 en dit is Leonie Renate van Jaarsveld. So volg haar gerus terwyl ons nog lekker met haar gesels. Leonie, jou volgende musiekkeuse was Halleluja van Pentatonix. Hoekom hierdie song? Yes, soos ek vir Suzette gesê het, ek is maar een wat terugval op my geloof en in my geloof en alles wat dit behels en een so dissipline daar rondom en hierdie is net 'n besonderse liedjie en is 'n a cappella groep wat dit sing en hulle talent straal net uit saam met die diepte wat die woorde ook dra. Fantasties. Net soos jou talent uitstraal, Leonie, en die diepte van jou woorde aan ons almal se harte raak. Kom ons luister, Halleluja, Pentatonix. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, Oh, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a chord and it's a broken hallelujah, 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 En dit was Halleluja van Pentatonix en jy's ingeskakel by Radio Klein Karoo. Al die pad vanaf Oudtshoorn, die mooiste dorp hier in die groenste Klein Karoo. En ons gas vandag, al die pad van Swakopmund, is Miss World Namibia 2022, Leonie Renate van Jaarsveld. Leonie, ons gesels so lekker met jou vanoggend. Baie dankie vir jou tyd. Dit is 'n groot voorreg en 'n groot eer. En ons gaan so na die einde toe beweeg, so ek het 'n laaste paar 3 vrae wat ek vir jou het. As jy nou kyk, Leonie, in jou leeftyd op moeder aarde, wat sal jy sê is die grootste lewensles wat jy geleer het? Ek dink met alle eerlikheid is dit
om vrede te kan maak met die gedagte dat jy nie altyd alles uitgefigure hoef te hê nie. Ek dink in sulke visuele wêreld waar ons lewe vandag en sosiale media en die goed wat jy rondom jou sien, lyk almal se, hoe kan hulle sê, inkies in 'n ry, maar baie keer val almal se torre maar hier en daar af en dit is okay. Ons almal is individuele in ons eie kapasiteit en menswees en ons het uitdagings en persoonlike goedjies waardeur ons gaan en ek meen as jou eentjies nou nie mooi in 'n ry loop nie en die een is miskien gans of pelikaan is dit ook alright. Mense moet dit aanpak met 'n positiewe perspektief en 'n uitsig vir die lewe en ja, net die spontaniteit van om lewendig te kan wees en gesond te kan wees en te kan beweeg en lekker selfs daai tipe goedjies te waardeer en te koester en seker te maak dat mens jouself kan herinner van wat werklik belangrik is. Ja, baie belangrik. En dan daai wat jy sê om vrede te maak. Leonie, ek dink ek wil net 'n ander vraag ingooi. Is daar, jy weet, ek dink daar's groot gesprekke deesdae rondom sosiale media. Partykeer voel mense hulle is gedruk, jy weet in die sin van ek moet contents buitekant sit, ek moet daar wees. Dink jy regtig is sosiale media baie keer regtig opreg en eerlik en of dink jy is daar 'n mate van 'n masker wat mense dra? Ek dink met alle eerlikheid en ek praat my uit persoonlike ervaring ook is dit is 'n vorm van 'n masker wat een kan opsit en voorlê, maar terselfdertyd probeer ek altyd in die positief vaskyk en ek sien sosiale media as 'n besonderse platform om networking te kan doen en te kan uitreik aan belangrike mense, belangrike aangeleenthede. Dit gee vir jou soveel geleenthede om goedjies te kan aanpak en met ek dink ons het dit maar maklik vandag om 'n paar knoppies te kan druk en jy kan met iemand anderste aan die ander kant van die wêreld praat en ek dink uit 'n besigheidsperspektief uit kan mense dit regtig benut en die beste daarvan maak. So ek dink dit is ook jou insig van jou perspektief hoe mense dit sien en hoe mense dit aanpak vorentoe. En ek dink die groot ding is wees net wie jy is en bly wie jy is. Ja, nee, verseker. Ja. Leonie, en wie die grootste impak op jou lewe gehad tot nou toe? Yes, dit is seker nou maar, hoe gaan die Engelsman sê, super cliché, maar ek moet sê dit is my moeder, besonderse vrou en sterk wese van 'n vrou en hoe sy nog van dag 1 af net in my geglo het en my gemotiveer het en gedryf het om my drome te glo en om na my drome te jaag, dink ek is die belangrikste ding en ek moet sê ek is so dankbaar vir hoe sy dit hanteer het want sy het nie vir my hier met 'n passie vol alles en al die inligting in die pad afgestuur nie, 'n motivering van om situasies te kan uitfigure vir jouself en die lewe te kan aanpak en in plekkies te kan kom waar jy harde keuse en besluite moet neem, maar ongeag of ek die regte keuse of verkeerde keuse geneem het, was sy altyd daar om my te ondersteun en my van teregwysing te kan gee en dan weer die volgende dingetjie aan te pak. So ek moet sê, ek het die wêreld se respek en liefde vir my ma en alles wat sy is en voorstaan ook hier, ek kan nou nie sê na ou dag nie, sy gaan vir my duikies. Sy gaan jou. Maar met alle eerlikheid, ek baie dankbaar vir my ma. Wat is jou ma se naam, Leonie? Julle gaan nou lekker lag, julle gaan dink hierdie Namibiërs, nee. My ma se regte naam is Johanna, maar ons almal noem haar Gogga. Want sy is ook 'n lekker woelige tannie, hou van mense, hou van lekker gesels. Sy het ook haar eie tuisbakkery, cafe en Henties Boy, the homemade cook. So nee, sy is van totale motivering tot my lewe. Fantasties. So ek dink namens vroue wat voorloop en alle vroue wat ingeskakel is, wil ons vir Johanna vir Leonie se ma sê baie dankie dat jy hierdie meisiekind so mooi groot gemaak het en dat sy die mens is wat sy is vandag. En Leonie, ons laaste vraag aan jou is, ons praat oor vroue, daar's jou ma van wie jy nou gepraat het. Daar's so baie mamas daar buite, jong meisies daar buite, vroue. So die laaste vraag is, wat sal jou boodskap, as jy nou vanoggend op 'n verhoog moes staan en die wêreld se vroue het voor jou gesit, vroue wat gelukkig is, ongelukkig is, bekommerd is, iemand dalk verloor het vir wie hulle lief is, wat sou jy vir hulle gesê het, om hulle te inspireer en hulle kop te laat lig?
Ek het vir 'n baie lang tyd het ek in die spieël gestaan en kyk en myself 'n vraagie aan my gevra en ek het op 'n dag met alle eerlikheid gesê het ek net vir myself gesê en dis wat ek vir elke vrou daar buite wil sê is waage kans. Waage kans op dit wat jy wil aanpak, waage kans op liefde, waage kans op jou drome, waage kans op daai karier wat jy wil aanpak, begin jou eie besigheid, waag die kans. En ek dink baie keer dan sit ons soveel limits op onsself en jy dink nou is dit die regte tyd nie, nou is dit die regte plek nie, maar ek meen niks is vir ons beloof nie. Nie een van ons is môre beloof nie. Ons het nou die aangeleentheid om te kan leef en die lewe voluit te kan aanpak. So vat nou hierdie kansie, hierdie oomblikie, hierdie perfekte tyd waar ons nou sit en waag net 'n kans. As ons oor 10 jaar 20 jaar, 30 jaar van nou af terugkyk, gaan ons sit en wens, ek was weer terug 10 jaar, ek was weer terug 20 jaar, want nou is die perfekte tyd en plek, wat jy eendag gaan op terugkyk en vir jouself gesê het, joh, wat as ek vroeër begin het, wat as ek vroeër die kans gewaag het, so, ek dink jy daar is enige iemand wat dit vir mens kan doen, jy kan dit net vir jouself doen, en nog 'n besonderse lesie wat ek geleer het, is, mens wag baie keer vir iemand te kom, of 'n aangeleentheid, of 'n opportunity om jou te kom basies maar red, maar dit gebeur nie in hierdie lewe nie, mens moet baie keer net kan opstaan, en dan jou oogie styf toe te knyp, en dan in te spring. Jy moet dit net doen, just do it. Dis soos jy sê, wat as ek die geleentheid gevat het, wat as jy dit nie gevat het nie? So just do it en neem daar uit wat na jou kant toe kom. Leonie, ons wil namens Radio Klein Karoo en al ons luisteraars, vrou wat voorloop vir jou sê baie dankie vir jou tyd en ons wens vir jou 'n fantastiese dag toe daar in Swakopmund, 'n baie mooi naweek. Sterkte met die kroning môre aand, wat nou Saterdag aand is, môre aand. En dan, ek dink heel laaste van my kant af, daar's 'n gesegde wat sê, to the world you might be one person, but to one person you are the world. En dit is jy. So jy gaan dalk New Delhi toe gaan en vir die wêreld is jy een van die meisies wat op die verhoog gaan staan. Maar ek wil hê jy moet net besef dat vir so baie mense in jou eie land, Namibia, en veral vir daai klein kindertjies, wie se lewens jy wil verander, you are their world. So wees trots op jouself. En Miss Namibia World 2022, en ons wil sommer sê, Mevrou Wêreld 2023. Mag ons Hemelse Vader regtig, Leonie, vir jou seën, en mag jy oorvloediglik geseën word, en mag dit wat jy verander doen, na jou toe terugkom, dat jy regtig nie besef wat gaan aan nie. Kyk mooi na jouself, bly wie jy is, en dis vir mense soos jy wat ons sê baie dankie. Julle is die mense wat 'n verskil maak. Ons gaan baie jy kan maar gesels met ons. Nee, ek sê net baie dankie van my kant af en hierdie voorreg en vir die mense daar die Klein Karoo uit wat sit en luister na ons onderhoud hier vanoggend en lekker gesels met Suzette en net om mekaar ook beter te kan leer ken en ons lande vir alles wat dit behels en al die mooi woordjies wat jy sê, neem ek in my hartjie op en ek sal dit koester en bewaar en saam met my draafwalk gaan Suzette, so weer eens van my kant af baie dankie. Net 'n groot plesier. Leonie, ons sluit af met Hillsong United se Oceans. Hoekom het jy hierdie liedjie gekies? Yes, baie keer voorrig mens diep waters in en hoë branders en ja, ek dink dit is wat ek ook voorheen oor gepraat het is om unwavering faith te hê en te kan weet dat niks in hierdie lewe gaan ooit oor jou pad kom wat jy nie kan hanteer nie. En as jou toevlug en jou anker by die Here se voete is, sal niks jou kan ruk of onderste bo dop nie. So vir my is hierdie die mees besonderste liedjie onder die son. Dis baie dankie. Leonie, dankie, lekker met jou gesels. Lekker naweek, baie liefde uit die Klein Karoo uit. En hier is hy, Hillsong United, Oceans.
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your